Annemarie, ek is vandag kinderlik opgewonde om hier in Springbok te wees. Ek het so baie van my kinderjare hier gekuier, my ouma en oupa het hier gebly en ek dink dit is net die grootste voorreg dat ons vandag ons kykers by die huis kan voorstel aan Mountain View Gasthuis en Villa. Dit is awesome, rowend mooi. Nou, ek moet vir jou sê, ek verkyk myself die hele tyd aan die uitsig. Ek het myself nou al 'n paar keer gevang waar ek nie werk nie, want ek staan en kyk. Maar ek moet vir jou sê, hulle sê mens boer met klippe as jy in hierdie area is, maar as dit my uitsig is, dan boer ek maar met klippe. Ek sal nogal nie omgee nie. Ek hoor vir jou, dit is baie goed gestel. Ons gaan vandag vir julle voorstel aan die eienaar van Mountain View Villa en Gasthuis, Malcolm Mostert. Ons gaan hoor hoe pas hy in, hoe het sy familie hier uitgekom. Hier was glo hulle huis gewees, ons kan nie wag om vir julle daai storie te vertel nie. Ja, en ek gesels met Beraldine Basson. Sy is deel van die bestuurspan hierso en dan natuurlik het sy vir ons vertel die ontvangsdame ook. So ek is baie opgewonde net om te hoor hoe sy inpas en in die toerismebedryf beland het. Ja. En ek glo ons word ook bederf in die kombuis vandag. Ons kuier saam met chef Chriswell Engelbrecht. So ons gaan julle nie langer aan die lyntjie hou nie. Ons gaan vir julle die gastehuis wys en die villa en ons gaan vir julle voorstel aan die hele span. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience, creative sport tourism. Ons is hier met Beraldine Basson van Mountain View Guesthouse en Villa in Springbok. Beraldine, ek wil net sê, wow, die uitsig hier by julle en dan om so mooi gesiggie te sien as jy by die deur instap. Hoe gaan dit met jou vandag? Baie goed, dankie. Ek is baie bly om vir julle hier by ons te kan hê. Beraldine, ek wil by jou hoor, wat is jou rol by Mountain View en waar pas jy in die siklus van dinge hierso? Ek is die ontvangsdame en dan is ek wel ook deel van die bestuursgroep hier by Mountain View Gasthuis en by die Villa. So ek doen die daaglikse taakies van die besprekings en daai tipe administrasie goedjies en dan moet ek ook oorsien dat al die personeel hulle goedjies doen en al hulle taakies op datum is, ja. En dan oorhandig ek weer elke dag aan die aandbestuurder wat dan deur die aand hier is. So dis 'n besige skedule wat jy het as jy by die werk inklok. Vertel vir my 'n bietjie van jou pad in die toerismebedryf. Is dit iets wat jy nog altyd wou doen? Of het dit net oor jou pad gekom? Dit het tegnies eintlik net oor my pad gekom. Ek het nooit eintlik daaraan gedink dat dit spesifiek iets is wat ek wou doen nie. So dit het oor my pad gekom en ek is so dankbaar daarvoor en ek geniet elke oomblik van dit. So ek glo dit is vir my gemaak. Dit is definitief
iets waarin ek goed is, want ja, meneer Malcolm is baie happy met my, so Dis die ek belangrikste. glo, ja, dis die belangrikste en die gaste, soos Ja. hy sê, die gaste is ons baas. Ek wil dan ook by jou hoor, ek en jy het nou voor die tyd so 'n bietjie gesels, maar ek dink definitief jy's 'n mens en ek dink my span agter die kamera sal saamstem. Sou jy jouself beskryf as 'n mens? Ja, definitief. Ek kan baie vinnig lees persone se energie, die tipe persoon waarmee ek werk, is die persoon meer professioneel, is die persoon meer uit vir grappies en so aan. So dan vul ek net daai persoon se energie aan. So En dan jy het nou vir ons gesê jy het in Springbok gebly en Springbok groot geword. Het jy nou al bietjie meer gereis? Is daar enige reisplanne in jou toekoms? Iets wat jy graag wil sien dalk? ja, ek wil baie graag nog so baie plekke sien, so dit sal in die toekoms gebeur, seker hier by naby aftree. Ek beplan om by 40 af te tree, meneer. Ek dink hy sal baie gelukkig wees daaroor, maar okay, ja. So definitief as ek as die kinders groot is en ek is klaar met die werk en so en dan sal ek definitief reisplannetjies. Wat is iets wat jy op jou, ek wil sê travel bucket list is, soos daai een spesifieke ding wat as jy dit gesien het, kan jy sê, okay, I've made it. Definitief die Rooi See. Okay, sure. Vir een of ander rede, ek het net 'n passie vir om dit te sien. Dit is een van die wonderwerke van die land, so ek wil definitief dit sien en daarna I've made it. ja. Ja, kyk, dis snaaks want ons het nou al so baie antwoorde gekry en ek dink die generiese antwoord is maar die Eiffel Tower of die Big Ben. So dis vir my baie mooi om te hoor dat iemand iets wil sien wat so amper local is aan ons en dis iets wat maklik kan gebeur vir jou. So ons is nou hier, ons sit in hierdie ongelooflike mooi villa met hierdie ongelooflike uitsig om ons. Wat sien jy as die toekoms vir Mountain View? Wat is julle volgende planne, julle volgende stap? Ons is op die oomblik is ons 'n 4-ster, maar definitief 5-ster gehalte. En vorentoe sien ek net dat die besigheid sal groei. Alles gaan verbeter. Kyk, om 5-ster gehalte te gee in Springbok is baie skaars. Maar ons kan nie die 5-ster prys vra nie, want dan gaan ons 'n mark van ons gaste bietjie minder word. So om die bekostigbaarheid te hou, is ons nog steeds 4-ster en ja, so verder is dit net om te groei en om ons gaste gelukkig te hou en dat elke gas wat hier uitstap kan sê ons kom weer terug. Dit is ons hele doel wat ons wil hê. Ons wil, dit is alles wat ons se vooruitsig is vir Mountain View en vir die villa, dat elke liewe persoon wat in interaksie met ons gekom het sê, kyk, ons kom weer terug. Ja, sure, dis 'n baie mooi filosofie om te hê want dit is soos ons sê, dit voel amper asof jy huis toe kom as jy hier sit. Definitief. En dan wil ek net by jou hoor, as jy nou met 'n jong mens praat wat dalk in die toerismebedryf wil betree, wat is iets wat jy vir hulle sal sê, iets wat belangrik is wat jy vir hulle sal as raad wil gee om dit, ek wil amper sê, te maak in die toerismebedryf? Geduld. Geduld dis die belangrikste, want as jy nie geduld het met gaste nie, dan of om na enige persoon wat inkom se request te luister of te probeer om mense te help, al wil hulle nie miskien by die villa of by die gastehuis slaap nie, die persoon soek miskien 'n goedkoper akkommodasie en jy's nie bereid om die foon op te tel en te bel en uit te vind en 'n bietjie tyd te spandeer en geduld in te sit nie, dan is dit net nie vir jou nie. As jy nie geduld het nie, dan is dan daar nie kan jy plekkie maar vir jou in die los. toerismebedryf nie. ongelukkig nie. Maar Beraldine, dit was so ongelooflik lekker om met jou te gesels en ek dink ons hele span gaan nou eers hierdie uitsig nog so 'n bietjie geniet. Ja. En dan sal ons later weer by jou incheck. Kykers, bly ingeskakel want net hierna gesels ons met nog mense hier by die pragtige Mountain View Guesthouse en Villa. Ek is hier saam met chef Chriswel Engelbreg in Mountain View Guesthouse en Villa se kombuis.
Sjoe chef, dit lyk asof jy vir ons iets ongelooflik lekker gaan voorberei hierso. Ja, is maar net 'n verwelkoming eens Springbok. 'n Okay. Plaasontbytjie. So vertel vir ons bietjie wat behels hierdie plaasontbyt wat chef vir ons voorberei. So dit is poached eggs met 'n Hollandaise sous. Die Hollandaise sous bevat botter en 1 eier. So jy kook dit oor medium hitte tot dit 'n lekker dik sousie vorm. En dan is dit net 2 gepoached eggs en dan 'n stukkie reepie bacon en 'n stukkie boerewors. Okay, ek is baie opgewonde. Ek dink ons kan aan die werk spring. So chef, vertel vir my, waar het jy geleer kos maak? Dis gedurende COVID wat ek begin kos maak het want ek sou aanvanklik studeer het in die onderwys, maar toe gebeur COVID, ek trek Saldanha toe en toe begin ek kos te maak. Baie chefs het al vir my gesê dat my ma het my geleer, my ouma het my geleer, maar dis maar basically waar ek begin het. Okay. COVID se tyd. So jy was bietjie meer self-taught geweest Dis in daai korrek, ja. aspek. En toe gaan studeer ek onder die leiding van chef Alistair. Okay. So hy het my lekker opgelei. Okay, en vertel vir my 'n bietjie, het jy nog altyd 'n passie vir kos maak gehad of is dit maar iets wat 'n product of circumstance was? Ek weet nou jy het gesê in COVID tyd en die onderwys het nie gebeur nie, maar voor dit het jy altyd gehou van kos maak. Ja, so ek het altyd my geliefkoeste dingetjie om te doen is maar 'n stew. So ek het altyd stews gemaak en so aan, maar dit was altyd nog net die gogga was daar, ek wou dit maar net die kop toe vat hê. Okay. Nee, ek moet sê ek geniet ook nog al 'n lekker stew, so ek dink ons sal definitief by jou 'n draai Ja, kom lekker maak. stewtjie oor die kolle. As ons nou vir jou op 'n date vat, as ons vir jou sê chef Chris, kom ons gaan op 'n date, kom ons gaan eet iets, waarmee bederf ons jou? Dit sal sushi wees. Regtig? Yes, verkieslik fried sushi. Okay. Ja. En is chef meer van 'n tuna sushi mens, 'n salmon sushi Salmon. mens? Okay. Verkieslik salmon. Ek moet sê ek is ook by die salm as ek sushi eet. Ja. En dan as ons nou bietjie meer gesels oor hierso by Mountain View op julle spyskaart, of dit nou ontbyt is, middagete, aandete, wat sou chef sê is chef se gunsteling ding om voor te berei? So dit sal altyd 'n plaasontbyt wees. So dit bevat boerewors, eiers, tamatie, baked beans, 'n reepie bacon en 'n bietjie kaas. 'n Full house breakfast. Okay. Sure, en dan op 'n besige dag as julle nou al julle gaste hier gehad het, want ons hoor dit raak verskriklik besig hier by julle en chef gaan huis toe, wat doen chef om te ontspan? So just 'n fun fact, ek bly hier. So ek is Okay. die nagbestuurder saam met Beraldine. So Sure. ek sy val 4 uur uit, ek val 4 uur in. So daar's nie tyd vir rus nie. Ons maak mos maar altyd tyd. Julle, ons sit nou hierso saam met Malcolm Mostert van Mountain View Gastehuis en Villa en soos julle vroeër by Beraldine gehoor het, julle weet nou presies wat by die gastehuis en die villa. Maar Malcolm, ek wil asseblief uitvind hoe het julle in Springbok beland toe nadat julle ou Cape Country Hotel gekry het? Ja, okay, so ons het die kinders groot gemaak aan ou Cape Country Hotel, so hulle is nou regte hotelkinders. En toe hulle nou laerskool toe moet gaan, toe besluit ons trek Springbok toe. Okay. En toe koop ons nou hierdie huis wat nou heidaglik die villa is. So ons sit nou in julle ou kombuis. Dis in die ou huis, ja. Ag, Dis ons ou huis, ja. En So toe- dis 'n groot krisis vir jou kinders om in so 'n mooi plek groot te Ja, word, dis né? taaf hier in die berge in die middel van Afrika Yes. of aan die punt van Afrika. Maar ja, dit was lekker en ons het toe hier gebly vir ek dink ons het 2015 hiernatoe getrek en toe ons het getrek hiernatoe vir die kinders. En toe die gastehuis langs aan kom toe in die mark en ons dink toe dis nou net na COVID en toe dink ek bekom nou maar die gastehuis want dit sal nou mooi pas by Springbok, by ou Cape Hotel en Mountain View Guesthouse wat 13 slaapkamers is. So toe sit ons maar daai twee bymekaar en toe daarvan af toe gaan my seun hoërskool toe en toe sê ons wel ons wil vir hom net 'n bietjie beter geleentheid gee in die Parel. Okay. En ja, toe trek ons weer agter die kinders Parel toe. So ons is nou ek is 'n week hierso en 'n week daar en dan het ons toe nou ons huis het ons toe nou deel gemaak van die gastehuis. Yes, so nou is dit die villa wat mense ook kan kry. Mountain View Villa, Mountain View Guesthouse. Yes, Ja. exactly. Dit is 'n pragtige gastehuis en regtig dit is 'n stunning villa. Ons het vroeër ook vir julle vertel, julle moet hier kom kuier. Ons het vir julle die uitsigte gewys. Ons gaan vir dit vir julle wys want mense kan nie oor dit kom nie. Maar Malcolm, vertel vir ons
Toe julle nou Parel toe trek het die gastehuis gou jou daai kant ook weer gebyt. Man, soos dit nou is, toe ek daar kom en ons soek 'n huis om te koop want ons hier heidaglik. En ons kry toe 'n perfekte huis tussen Parel Gym en Boys Eye. En toe sê ek vir my vrou hierdie huis is te mooi en te groot. Ons moet hom deel met die mense, jy weet. So toe koop ek daar 10 slaapkamer huis en ons skep dit in 'n gastehuis, Nantes View Guesthouse. Dit is dis Franse hiergenote. Okay. Ja, Nantes Vie is eintlik French. Yes. Ons Local Nantes View, klaar. Jy weet, ek wil nie te ingewikkeld maak nie, maar ja, so ons is nou in die Parel. Ek is 1 week daar en 1 week hier. Dus ek nou maar die ding. En jy geniet natuurlik die toerismebedryf, soos jy laasweek van Amerie vertel het, mens deur en deur. Yes. En jou seuns, as hulle dink jy hulle sal graag eendag ook betrokke wil raak? Hulle sal hulle het die attitude, jy weet, en hulle het die geaardheid en hulle is harde werkers en hulle is intelligent en slim en lekker en cool en fun. So ek So bly jy voel so jy kinders. Ja, ek like hulle, snaaks genoeg, jy weet. Funny enough, I love them. Ja. Nee, hulle is baie oulik. So hulle kan, maar ek meen ek wil nie, ons wil nie hê hulle moet hulle eie identiteit kry en besluit wat hulle wil doen en maar as hulle dan nou opeindig as deel van die hospitality besigheid te doen. Ja, dan sal dit ook as hulle nou daai industrie kies, dan het julle nou klaar 'n beginpunt vir hulle. So Daar is 'n starting point. En ons sien mos nou in die Mostert familie is daar 'n probleempie. So ons kyk maar waar gaan Swati seuns eendag. En dan sal ons kyk wat is jou volgende gas. Ja, jy's reg, maar ons is am naby aan Stellenbosch, so hulle moet jy het nie nodig om een daar te koop nie. Maar miskien soos as ons nou, kom ons dink as jy en jou vrou nou wil aftree eendag, waar sal jou aftree plekkie wees? See toe. So die volgende Mostert gastehuis is daar op die Weskus iewers. Geen twyfel. Ek wil kitesurf, ek wil surf, so ek wil hê die seuns moet kan huis toe kom en bietjie aktief wees, familiegoedjies saam tyd spandeer. Kyk, ek het groot geword in Namakwa, 3de generasie in die binneland, min water. So as ek by die water kom, is ons baie excited. So ons like die water, so as ons gaan op 'n vakansie is dit by die water, klaar. Of by 'n rivier, of by 'n dam, of by 'n see of by die kus. So definitief, ek dink ons kyk die volgende plek sal jy waarskynlik daarby aan die kus wees. Ja, as jy so baie hou van die see, kom ek vra vir jou, was jy nou al in Namibië gewees en was jy al aan die Namibiese kuslyn? Definitief, ek love Loedrits. Dis een van my gunsteling plekke. Maar daar kan jy veral kitesurfing doen. Ja, maar daar's 'n bietjie rof. Ja nee, daar's soos world records en goedjies. Ja, hy's rof, maar dis lekker. Ek meen ons was al baie in Loedrits gewees, Walvis Bay, Henties, loop visvangers of so. Nee, ek ken my rarig julle soort watermense. There we go. Maar ek moet vir jou sê toe jy nou sê julle het hier in die Namakwa-land groot geraak, so julle hou van water. Ek het in die Kaap en in Zambia groot geraak, so daar is groenigheid, daar is berge en see en gras. En toe trek ons windhoek toe. En daar's nie berge of see of gras nie. So net plat. Net plat. Ek is nou 'n Namibiër, Suid-Afrikaner deur en deur, maar ek raak so opgewonde as ons by 'n plek kom en daar is 'n paar bome en gras. So weer eens, toe ons die villa vir die eerste keer gesien het, ek meen met daai backdrop van hier Springbok berge is vir my net soos oversized koppies. Die klippe, Mountain View, maar dit is 'n koppie. Maar dit is so mooi. En met die klippe en die gras en die groenigheid, veral nou hierdie tyd van die jaar wat ons hier by julle kuier, dit is nou groen, die reenseisoen het sopas deurgekom. Dit is, so ek verstaan as jy elke keer wil water toe gaan, wil ek elke keer gaan, gee my net lewe, gee my net natuur skoon. Gras. Presies, yes. Nee, ek hoor jou. Nee, dis 'n lekker, kyk, Springbok is 'n lekker plekkie man, dis in die middel van voel vir my dit is in die middel obviously op pad Namibië toe. So jy moet as jy van die Kaap af ry, either hier kom stop of op pad terug hier kom stop en en dis ook dan vir my lekker om bietjie groen te hê daarso in die Parel en dan kom ek hierso en dan as ek in hierdie dorre wêreld inry dan voel ek dan maar net die mense voel toch 'n bietjie huis, nee. Ja, jy voel ek het ook vir Anne-Marie, so julle wat by die huis sal dit nou sien in ons wrap-up episode, maar ek het ook vir Anne-Marie en Ingrid gaan wys, my oupa en ouma het hier groot geraak. So ek het gister by jou uitgevind, jou kinderreis, een van jou kinderreise in Springbok,
is in die straat afgewees van my ouma en oupa gewees. Dis reg. En ek het vir Ingrid en Annemarie ook dit gaan wys. En dit was so spesiaal geweest want dit is net daai hartpuntjie wat bietjie trek. Dit is So jy het roots hier so in Springbok. ek Jy moet het. maar gereeld kom Soos wat kyk. jou skoene sand van Namibia het, het my skoentjies Na Makwaland. klippietjies van Makwaland. Ja, dit sal net klippies wees. Klippietjies. Ja, dis mooi gesê, ja, reg. Maar ons sê vir jou baie dankie Yes. Malcolm. Ons het verskriklik lekker gekuier hier by Mountain View en by die villa. Ons sien julle later weer. Baie dankie. Welkom terug julle. Dit is my gunsteling deel van die episode. Ons kan eet. Chef, dit lyk ongelooflik lekker en dankie. ek is 'n very firm believer breakfast is the most important meal of the day. Always. Ek voel jy kan nie reg begin as jy nie ordentlik geëet het nie. So wat beter wil ons nou hê? Chef, ek wil net ook sê ek is regtig baie beïndruk dat jou hollandaise sauce homemade is. Ek weet verskriklik baie mense doen dit uit 'n pakkie uit Ja, want ek hulle ook is bang vir daai bietjie van 'n flop situasie. So hats off to you. Want ek het thank you. gehoor jy sê vir Annemarie, jy vir onderwys geswat het en toe het jy in die chef-industrie beland. Is dit nou 'n passie van jou? Ja, dit is definitief 'n passie nou van my. En ek het ook vir haar gehoor jy het vir haar gesê jy hou van 'n stew potjie kos tipe situasie. Yes, al enige iets gee vir my die vleis, ingredients and I will choose something wonderful up for you. Wonderlik. Slow cooked is en dan. Ja, yes, low and slow. Ja. Ons het dit by Oukiep ook gehad. Die chef daar, chef maak het ons bederf met 'n lamnek. Jo, my mond water soms as ek daaraan dink. I do not believe in making fast food. Then, Yes. Then you can go to KFC. Nee, Ja. ek hoor vir jou. Chef sê vir my, het jy in hierdie omgewing groot geraak? Want ek het gehoor jy het gepraat van die Weskus. So waar het jy groot geraak? So ja, oorspronklik na Barbie. Daar Okay. skool gegaan, gematrikuleer en toe wou ek gaan studeer onderwys. Dinge nie uitgewerk, die COVID dit en so I went to Saldanha Bay. So ek is Okay. 'n Weskus baba nou. Nou, okay. Hoe lank was jy in die Weskus omgewing? So dis plus minus so 8 jaar wat ek nou daar is. Wow, okay. En bly om by die huis te wees? Ek love by die huis beste. Okay. Ek is baie bly. Chef sê gou vir my, hou jy ook van, okay, ons weet nou jy van soutkos maak. Hou jy ook van soetgoedjies doen? Ja. Bak en brou? Ja, ek sal nou nie sê op 'n regular nie, maar as ek moet, dan sal ek enige iets kan opmaak vir mense. Okay. Favorite ding om te doen is 'n lekker cheesecake. I love a baked cheesecake. Okay. Is jy 'n gegeurde kaaskoekman of hou jy van die plain Plain vanilla? jam, Okay. yes. Chef, by wie kry jy jou inspirasie? As jy nou kyk jy televisieprogramme, is daar enige kookboeke wat jy graag lees? Is dit ouma, oupa, ma, pa? Van waar af? So baie chef sê ek het my ma gesien kos maak, my ouma het my geleer. Ek vat uit ons geskiedenis uit, maar dit is nie mainly. Mainly is dit TV-programme en dan my eie goedjies wat ek in my kop. Baie mense sê jy moet weer dieselfde dis vir my maak. Ek kan nie met disse replika nie. O, julle, my man sê ook as ons hou van onthaal. So as ons vriende ook kry en hulle sê vir my, "Jo, Carrie, vanaand se dis was regtig lekker." My man sê, "Like clockwork. Moet dit nooit weer verwag nie, want sy weet nie wat sy gedoen het nie." Ek weet Maar nie. as ek bak, okay, jy moet mos nou as jy bak, dis 'n bietjie meer wetenskaplik, so is dan nie reg hoeveelheid Ja. bakboeier of dit ingesit het en dan gaan dan nie lekker ruis nie. Maar met soutkos we test all the time. my En dan sê ek vir almal like ancestors. quality control, want Ja. ek moet heeltyd konstant seker maak ek vergiftig nie my mense nie. Proef of alles reg is. So ek Precies. sal nooit weer 'n dis dieselfde kan. Is lekker nog steeds, maar Natuurlik, ja, nie ja. soos dit die eerste keer geproe het. Maar die tweede keer is dalk beter of En- net bietjie anders, so dis okay. En dan sê hulle skryf jou resepte neer. One, I don't have time that moment because I'm Ja, ek is nou besig. om 'n masterpiece te maak so. Asseblief moenie inmeng met die proses nie, En as ons klaar mense. is, dan weet ek het. En jy het gesê TV-programme, is daar enige stand-out programme wat jy kyk?
MasterChef. Ja. Ek het gehoop jy sê MasterChef. Is dit die MasterChef Australia? Yes. Ek en my man het so baie geleer van dit, want mens leer toch kombinasies wat jy nooit gedink het dit kan werk nie. En dan sien jy hulle doen dit en as die eerste judges sien, dan sê jy soos, nee, daai kan nogals werk ook, so, of even bestanddele wat ons nie ken nie, Ja. dan leer ken mens dit. Nee, ek geniet dit ook nogals baie. So 'n maand voor ek teruggekom trek uit Springbok toe maak ek ook 'n slow cook oxtail. En toe het ek op MasterChef gesien, hulle het sojasous en peanut butter gevat. It was like, no man, but it worked. It worked. Ja. Ek dink dit is my so lekker om te hoor dat mense so 'n passie het vir dit wat hulle doen. En dit is rarig, mense sien dit in die kos wat julle bedien, mense sien dit in hoe julle met die gaste is, Ja. hoe die gastehuis bestuur word, so regtig. Ons sê vir jou baie Dis 'n dankie. groot Ek dink dit is plesier. tyd dat ek en jy van die kamera af ons byt geniet. Ons gaan 'n bietjie die uitsig inneem, so ons sien vir julle later. Sjoe Carly, ek het nou ongelooflik lekker gekuier hier by Mountain View Guesthouse in Villa en ek moet vir jou sê ek het so lekker met Beraldine gesels net om bietjie meer uit te vind oor waar sy hier inpas en dan natuurlik met Chef Criswell en ek moet vir jou sê dit het regtig gelyk asof jy lekker geëet het hierso. Ek eet altyd lekker. Jy weet mos, as iemand my bederf met 'n stukkie soeting veral, jy het my hart. Maar Annemarie, dit is presies soos wat jy sê. Ons het so lekker gesels van Malcolm tot Beraldine tot Chef Criswell. Almal is regtig. Dit is huismense, hartsmense. Hulle is so verwelkomend. Ons raai vir julle almal aan as julle ooit deur Springbok ry of as dit nog nie op jou roete is nie, gooi dit daar in julle. Dit is 'n spesiale plek hierdie. Julle kan sien waar ek en Annemarie staan. Ons het die Kolkol hot tub. Ons het 'n klein deeltjie van die absolute pragtige uitsig wat julle sal kry hier. So en julle, dit is regtig nog net die begin van Mountain View Guesthouse en Villa. Maar Carly, ek dink ons moet nou eers ons kykers groet. Ek dink dis al die tyd wat ons vir vandag het. So ons sien julle op die volgende episode van On The Rocks.